Geliefdes, die Here is hier in sy huis teenwoordig. Wat 'n voorreg is dit om voor hom te kan verskyn en na sy stem te kan luister. Kom ons maak gereed om die Here te ontmoet. Kom ons raak stil. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek werk, en wie kan dit keer? Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur 'n baie bekende lofpsalm saam te sing tot eer van sy naam, Psalm 33. Ons gaan van Psalm 33 sing, die 1ste, die 6ste, die 10de en die 11de vers. Maar ek wil vra dat ons dit vanmôre in beurtsang sal doen. Baie maklik, ons begin, so die eerste en die laaste vers gaan almal saam sing. Die tweede vers gaan die manne sing. Die derde vers gaan die vroue sing. So, vers 1 sing ons almal, vers 6 sing die manne, vers 10 sing die susters, en vers 11 sing ons weer almal saam. Kom ons probeer hom so vanoggend, kom ons sing hom ook lekker opgewek, dit is 'n loflied tot eer van die Here, en ek wil graag die woorde van vers 6 'n bietjie uitlig, want ons staan vanoggend stil ook by die raadsplan van God. Wat is God se plan met dinge? Hoekom gebeur dinge op 'n sekere manier? En partykeer op 'n manier wat ons nie kan verstaan nie. Die troos is nie dat ons alles verstaan nie. Die troos is dat ons dit kan bely wat ons in vers 6 sing. Die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Kom ons sing dan hierdie 4 verse tot lof van die Here. Amen.
Geliefdes, nadat ons na die wet van die Here geluister het, as skuldbelydenis vanmôre, Gesang 71, ons sing Gesang 71, die 2de en die 6de vers, as skuldbelydenis. Ons gaan net so bly sit, wanneer ons skuld voor die Here bely. Vanmôre luister ons na die Here se wet, uit 2 gedeeltes uit. Ek lees vir ons die samevatting daarvan, van die eerste tafel van die wet uit Deuteronomium 6 en van die tweede tafel van die wet uit Romeine 13. Deuteronomium 6 van vers 4 tot 6. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En dan in Romeine 13 lees ons van 'n vers 8 af tot by vers 10. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. En vanmôre sluit die prediking ook hierby aan, wanneer die Here ons oproep om mekaar so lief te hê, dat ons baie keer bereid is om onsself op te offer ter wille van die redding van 'n ander een. Die Here sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, in Efesiërs 1 vers 4 tot 5 herinner die Here ons dat sy verlossing, die verlossing wat hy vir ons bewerk het, nie iets wat hy so deur die loop van die geskiedenis heen besluit het, eendag toe hy wakker geword het en gesien het hoe sleg dinge op die aarde geraak het nie. Dit herinner ons dat God alles beplan het voor die grondlegging van die wêreld. Sy raadsplanne is in die ewigheid besluit. My en jou se redding is toe ook reeds
vasbesluit. En toe Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, het hy gekom om die raadsplan van God uit te voer, sodat ek en jy nie vir ons eie sondes hoef te betaal nie. Ons sondes en ons swakhede vang die Here nooit onkant nie. Hy het reeds in die ewigheid daarvoor voorsiening gemaak, en soos wat ons ook vanoggend gesing het, sy raad word nooit gekeer nie. En omdat hy in sy voorsiening, in sy raadsplan voorsiening gemaak het vir die versoening van ons sondes, omdat hy Jesus Christus gestuur het om in die volheid van die tyd, die hele uitdrukking volheid van die tyd sê ook iets van beplanning, die tyd, toe die tyd reg was vir die koms van die Here, die feit dat Jesus Christus op die bepaalde tyd gekom het en op die bepaalde uur sy lewe gegee het, gee my vrymoedigheid om te sê, Here, ek kan my skuld voor U bely, want hierdie offer is my offer. Dit wat hier betaal is aan die kruis, is my betaling vir my sondes. Maar die Here waarsku ons ook dat as ons in ons sondes volhard, ons ook moet onthou dat God nie daardeur verras of daardeur uitgevang word nie, maar dat die Here selfs die goddelose in sy beplanning ingesluit het, in sy raadsplanne ingesluit het. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 4. Alles het die Here gemaak vir sy doel. Ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Tot dit is beplan. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in die soewereine God, die drie-enige, en ons bely ons geloof aan die hand van die 12 artikels. As u vanmôre vrymoedigheid het, spreek dit hardop saam met my, andersins in die hart. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, ons begin nou nader kom aan die einde van ons reeks uit Jesaja 53 uit. Vanoggend doen ons vers 10. Ons fokus is vers 10. Dominee Pieter sal DV eerskomende Sondag op vers 11 fokus, is ek reg, né? En dan met Goeie Vrydag gaan ons afsluit met vers 12. So u kan oopmaak weer 'n keer by Jesaja 53. Ons gaan weer eens net om die draad te behou, gaan ons saam lees van hoofstuk 52 vers 13 af tot by 53 vers 10. Ons gaan daar stop. Ons lees elke keer 'n versie by totdat ons dan weer ons het begin deur die hele gedeelte te lees en so het ek nou net elke keer bygelees die gedeelte waarop ons fokus. Ons doen dit ook vanoggend so. So Jesaja 52 vanaf vers 13 af. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mens se kind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hul mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot
voor sy aangesig opgespreid en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Tot sover, dit is die woord van die Here. Geliefdes, vers 10 is ons fokusvers vanmôre, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Kom ons bid saam. O almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U vanmôre in U heilige drie-eenheid. Ons aanbid U as Vader, as Skepper, as onderhouer, as versorger, as die een wat vir ons gee en vir ons sorg, ver bo kan dit wat ons kan bid of dink. Ons aanbid U as verlosser in U Seun Jesus Christus, as die knegt van die Here wat na hierdie aarde gekom het, om homself as 'n offer vir ons aan te bied, om ons oortredinge op sy skouers te neem, om gewillig in ons plek te staan as plaasvervanger. Ons aanbid U ook as Gees, die Heilige Gees wat uitgestort is, om geloof in ons harte te gee, sodat ons die wonderlike waarheid van die evangelie kan aanneem en dit ons eie kan maak en dit kan toeëien in die geloof. Ons dank U vir U Gees wat ons trooster is, wat elke dag by ons is en ons herinner aan alles wat U ons elke dag geleer het. Vader, ons kom aanbid U en ons wil U verheerlik, want wie is daar wat met U vergelyk kan word? U is inderdaad 'n enige Here. U is uniek. Daar is geen afgod wat eers naastenby in dieselfde asem met U genoem kan word nie. En daarom leer U woord ons ook dat daar geen naam in die hemel of op die aarde gegee is waardeur die mens gered kan word, behalwe die naam Jesus Christus nie. In U raadsplan en U wysheid het U as drie-enige God in die vergadersale en die troonsale van die ewigheid gesit en ons verlossing vasgemaak. Dankie Here dat ons juis daarom ook U kan aanbid, want U is gister en vandag tot in ewigheid dieselfde. U verander nie. Here, dit wat U besluit het, dit staan vas.
en nie eers die poorte van die doderyk sal u planne stuit nie. Ja, Satan en al sy magte het dit by Golgotha probeer, maar uiteindelik was dit ook deel van u plan. En so was dit ook deel van u raadsplan, Here, dat ons u woord en u stem moet hoor vanuit u skrif en vanuit die Bybel wat u vir ons laat neerpen het, deur die apostels en die profete. Dankie, Here, dat ons u woord in ons eie taal het. Dankie dat ons kan luister na u stem, dat ons nie op ander rande, ander plekke, ander vreemde maniere hoef met snaakse triks met u kontak te maak om te hoor wat u vir ons wil sê nie. U spreek deur u woord. En hierdie woord van u is lewendig, is kragtig. Dit het die vermoë om net sonder die prediking, net met die aanhoor daarvan mense uit die dood uit op te wek, omdat u Gees deur die woord werk. En ons bid vanmôre daarvoor, Here. Ons bid dat u hulle wat dalk hier sit in twyfel, hulle wat dalk hier sit en nie seker is nie, tot sekerheid sal lei deur u Gees. Want u woord is die waarheid en in u woord is die lewe. Spreek met ons, Here, want ons wil luister in Jesus se naam. Amen. Donker eeue het Engeland gereeld onder Viking aanvalle deurgeloop. Die van die wat nou belangstel in die geskiedenis sal weet, daar is ook deesdae heel wat reekse wat iets 1066 min of meer vir daardie 300 jaar periode was die Anglo-Saksers, dis nou die Engelse, gereeld die slagoffers van hierdie Germaanse stamme gewees, wat natuurlik weens verskeie redes na groener weivelde gaan soek het. Nou die Engelse koning, Alfred die Grote, het in die jaar 878 'n deurslaggewende oorwinning oor die Vikings tydens die slag van Edington behaal. Toe hy die Viking aanvoerder Guthrum en sy magte daar by Edington omsingel het en hulle tot oorgawe gedwing het. En natuurlik was daar toe nou onderhandelings gewees om vrede te sluit tussen die Vikings en die Engelse, maar een van Alfred, want Alfred was 'n Christen gewees, een van Alfred se voorwaardes was gewees, daar sal net vrede wees as Guthrum met die Christelike doop gedoop word. Met ander woorde, as hy 'n Christen word. As hy nie ingestem het hiertoe nie, dan het dit waarskynlik sy en sy weermag se einde beteken. Guthrum het ingestem. Hy het die Christelike geloof aangeneem en tydens hierdie geleentheid is sy naam dan ook verander na Ethelstan. En daar word natuurlik nou baie vrae gevra, en mense sal nou ook verstaan dat mense dit vra, maar hoe erg was hierdie bekering gewees? Kan 'n mens regtig dit ernstig opneem om te sê, hy het 'n Christen geword? Het hy nie maar net gesê, dis reg, ek sal myself laat doop en ek sal 'n Christen word, net sodat hy kan oorleef nie? Dit mag waarskynlik so wees, maar die geskiedenis vertel 'n ander storie. Dit wys dat Ethelstan anders was as die ander Viking leiers. Daar was baie ander Viking leiers wat ook deur die Engelse oorwin is en wat baie keer dan ook 'n ooreenkoms met die Engelse aanvoerders gesluit het en net om 'n rukkie later dit te verbreek en maar net weer met hulle strooptogte aan te gaan en met hulle opstand aan te gaan. Maar nie Ethelstan nie. Ethelstan het sy lewe lank vrede met Alfred gehandhaaf. Alfred het hom as 'n broer in die geloof beskou. En hy het as 'n Christelike koning volgens die Christelike wette in Oos-Anglia regeer. Hy het selfs munte met sy Christelike doopnaam Ethelstan op laat slaan, wat vir ons wys dat hy hierdie nuwe identiteit van hom omarm het.
Hoe dit ook al sê, die vraag is nou nie, die punt is nou nie vanmôre om nou te bepaal, was hy nou werklike Christen of was hy nou nie werklike Christen nie, maar die vraag is, hoekom is hierdie stuk geskiedenis belangrik? Meer as 1000 jaar later skryf 'n Viking uit Suid-Afrika uit 'n artikel. Dr. Peter Hammond. Hy is van die sendingorganisasie Frontline Fellowship, hy's daaronder in die Kaap. Hy skryf 'n artikel getiteld The Day of the Covenant, wat oor 16 Desember, die slag van Bloedrivier gaan. En in hierdie artikel vertel hy dat sy voorgeslagte deel van die Vikings was wat Engeland ingeval het. En hy skryf in hierdie artikel, hy sê, vir my voorgeslagte het daar by Eddington 'n draaipunt gekom. Toe die Vikings oorwin is en hulle koning, 'n Christelike koning geword het. Hy sê, alhoewel my voorgeslagte verloor het teen Alfred die Grote, beskou ek Alfred die Grote as een van my geestelike voorvaders. Alhoewel dit wat daar gebeur het verskriklik was en sleg was en daar baie bloedverlies was, waarskynlik met hierdie slag, was dit 'n keerpunt wat die Here gebruik het om meer as 1000 jaar later iemand te laat sê, dit is hoe die Here dinge uiteindelik vir my laat saamwerk het, sodat ek vandag kan sê, ek is 'n kind van die Here. En op dieselfde wyse kan baie Christen Zulus vandag sê, dat die boere by Bloedrivier hulle geestelike voorvaders is, aangesien daar na die slag van Bloedrivier grootskaalse bekering onder die Zulus was, na die wonderwerk wat daar gebeur het. Geliefdes, soms gebeur daar slegte dinge in 'n mens se lewe, waarop jy dalk op daardie oomblik nie 'n verklaring voor het nie. Jy verstaan dit nie. Dit laat jou selfs vra oor God se teenwoordigheid en oor God se voorsiening. En tog gebeur dit so baie, en ek is seker elkeen van ons sal op een of ander manier iets uit hulle lewens uit wat hulle kan as 'n voorbeeld hiervan kan aanbied en sê, in my lewe het dit gebeur of dat gebeur, en ek kan dominee, ek stem saam met jou, dit is hoe dit werk. Dit gebeur so baie keer dat daar op daardie oomblik verstaan jy nie, hierdie ding gebeur, en jy dink, maar dit is besig om my finansiëel te ruïneer, of dit is besig om my te maak dat ek my werk gaan verloor, of wat ook al, wat kan die doel hiervan wees nie? En dan kom 'n mens baie keer lank daarna, en jy kyk terug na dit wat gebeur het, en jy sê vir jouself, as dit nie op daardie dag gebeur het, soos wat dit daar gebeur het, nie sal ek nie vandag hier gewees het waar ek nou is nie. En soms besef 'n mens eers honderde jare later, soos Dr. Hammond, hoe God selfs slegte dinge ten goeie kan laat meewerk. Daar is egter geen beter bewys hiervan as die lyding en die kruisdood van die Here Jesus nie. En daarom ons tema vanoggend, Christus se soendood, bewys dat God sy raadsplan met heerlike gevolge uitvoer. En ons gaan hierdie tema aan die hand van 3 punte bespreek: die plan, die offer, die gevolg. Eerstens die plan. Nou, wel ons vanoggend net by hierdie een vers 10 in die prediking stil staan, sou jy agtergekom het toe ons daardie vers gelees het, dat dit 'n teologies gelaaide vers is. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy 'n vers is teologies gelaai? As jy by elke komma eers 'n bietjie asemhaal en 'n bietjie dink oor wat nou net gesê is. Dan weet jy 'n vers is teologies gelaai. Dit beteken, daar's verskriklik baie in hierdie een sin ingebou, of in hierdie een vers ingebou. En die eerste deel van die vers laat 'n mens dadelik ongemaklik rondskuif. Kom ons wees eerlik, wie was 'n bietjie vanmôre ongemaklik geweest toe jy gehoor het die Here sê, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel? Jy nie gewonder nie? Hoe werk dit?
Die woordjie maar waarmee hierdie sin begin, sou ons dalk beter kon vertaal met en tog, of nogtans soos in vers 4. So hier's 'n argument in hierdie profesie van Jesaja ingebou. Die argument is, hy verduidelik in die voorafgaande verse, hy sê hierdie knegg gaan ons skuld op hom neem, maar hy is die onskuldige. Hy gaan 'n slagoffer wees in die sin dat hy geen skuld van sy eie gehad het nie, maar hy gaan ook 'n gewillige offer wees wat homself kom oorgee. En dan kom ons by vers 10 en ons sou dit dan so kon stel en sê, en tog of nogtans het so amper ten spyte van die feit dat hy nie skuldig is nie en hierdie goed gewillig doen, nogtans het dit die Here behaag om hom te verbrysel. Val nie so lekker op die oor nie waar nie? Want die Afrikaanse vertaling laat dit klink asof God homself verlekker het in wat met die knegg sou gebeur, al was hy onskuldig. Maar dit is nie die bedoeling van die Hebreëse teks nie. Die Hebreëse woord vir behaag het 2 betekenismoontlikhede. So, dis die uitdaging altyd wanneer 'n mens met vertalings besig is, en spesifiek uit die antieke tale uit. Die antieke mens het een woord gehad, wat baie verskillende dinge kon beteken. En ons het dit maar in Afrikaans ook. Ons het baie keer sekere woorde wat as jy hom in 'n sekere konteks gebruik, een ding beteken, en as jy hom in 'n ander konteks gebruik, iets heeltemal anderster beteken. En hierdie woord het ook 2 betekenismoontlikhede. Die een is natuurlik om plesier uit iets uit te vind. Dit behaag jou, dit is vir jou aangenaam dat dit gebeur. Maar die ander betekenis, en dit is die een waarby Jesaja eintlik aansluit in hierdie gedeelte, die konteks maak dit vir ons duidelik, het te doen met God se wil of God se raadsbesluite. Dit het hom behaag, met ander woorde ons sal kan sê, dit is hoe hy dit wou hê. Dit was deel van sy beplanning gewees. En daarom vertaal die 2020 vertaling hierdie teks, maar die Here het verkies om hom te verbrysel, want dit bring iets na vore van die feit dat God doelbewus met iets besig was, met 'n beplande aksie besig was. So jy kan hoor, die klem in hierdie gedeelte is op die feit dat niks van hierdie dinge wat hier gebeur, of hier in die vooruitsig gestel word, want dit het nog nie gebeur nie, hier word dit nog net geprofeteer, 700 jaar voor die tyd, dat niks van dit toevallig was nie, maar 700 jaar voordat die knegg van die Here gekom het, word daar al reeds in detail uiteengesit wat hy sou kom doen, hoe hy sou optree, hoe hy gaan reageer. Broers en susters, die Here kom sê vir ons in hierdie gedeelte baie duidelik, ek laat my nie ontkant vang deur mense se sondige optrede nie. Toe die Here Jesus uiteindelik gevang is, toe hy uiteindelik mishandel is, toe hy uiteindelik soos 'n skaap ter slagte gelei is, was God nie verbaas nie. God het nie gesê, wat gaan nou hier aan nie? Asof hy nie gedink het dit kan gebeur nie. Dit was deel van sy beplanning. Maar hierdie gedagte laat baie mense frons, want beteken dit dan nou, en dis die volgende logiese vraag wat hieruit voortvloei, of God dan verantwoordelik is vir die aaklige en wrede dinge wat daar met die Here Jesus gebeur het. Of soos wat dit baie keer in die teologie gestel word, is God die outeur van sonde. Outeur beteken, is hy die een wat dit veroorsaak. Hy het dit mos nou beplan, is hy die een wat dit veroorsaak. Dis deel van sy beplanning, so hoe moet ons dit verstaan? Nee, geliefdes, dis 'n verkeerde verstaan van God se raadsplan. Nie alles wat God inspan om sy raadsplan te volvoer nie, met ander woorde om by die finale doelwit van sy plan uit te kom, is noodwendig dinge wat hy wil hê moet gebeur nie. Met ander woorde dat hy vreugde daarin vind as dit gebeur nie. Dis baie keer dinge wat hy wel toelaat om te gebeur. En 'n goeie voorbeeld sal dalk vir ons help om hierdie eerste deel van vers 10 te verstaan. En dis die voorbeeld van goeie sportspanne. Kom ons vat internasionale rugbyspanne wat teen mekaar moet speel.
'n baie belangrike deel van enige internasionale rugbyspan se voorbereiding is natuurlik hulle strategiese sessies. En hulle spandeer baie keer baie meer ure voor die tekenbord as op die oefenveld. Hulle oefen nie net 'n paar bewegings en sorg dat al hulle vaardighede reg is nie. Hulle gaan sit en voor die tekenbord en hulle beplan. Hoe gaan ons hierdie wedstryd aanpak? Hoe gaan ons die vyand, my teestanders, wen? Wat gaan ons doen? So deel van die beplanning is natuurlik, wat gaan ons doen? Maar 'n baie belangrike deel, en as 'n sportspan dit nie doen nie, dan gaan hy onkant gevang word, en dan gaan hy nie weet om te reageer, en hy gaan waarskynlik verloor. 'n Baie belangrike deel van daardie beplanning is ook om te sê, wat dink ek gaan my opponent doen? En daarom sal jy sien sportspanne bestudeer partykeer ure se videomateriaal om te sien hoe lyk hierdie ouens se aanvalsplanne, hoe lyk hulle verdedigingsopset? Want wat doen 'n goeie rugbyspan? Hy sê kom ons maak hulle planne deel van ons plan. Hulle gaan hulle planne uitvoer. Hulle gaan met dieselfde spelpatroon en alles kom, maar kom ons sluit dit in ons plan en dan het ons 'n beter aanvalsplan waarmee ons uiteindelik kan wen. Hulle is dus nie verantwoordelik vir hulle opponente se strategie nie, maar hulle gebruik wel hulle opponente se strategie tot hulle eie voordeel. Wat Jesaja dus hier in vers 10 sê, is dat niks van hierdie slegte dinge wat met die knegg gaan gebeur, vir God enigsins nuus of vir hom 'n verrassing was nie. Hy het geweet wat kom, en in sy soewereiniteit het hy die vyand se bose optrede, waarvoor hulle natuurlik self volledig verantwoordelik is. Dis nie asof die Here nou gemaak het dat hulle op 'n sekere bose manier optree nie. Hy het geweet hulle gaan, hy het dit ingesluit in sy raadsplan, hy het dit ingespan om sy doel te bereik. Tydens sy preek op Pinksterdag het Petrus hierdie waarheid ook beklemtoon toe hy in Handelinge 2 die volk herinner het dat die Here Jesus, die knegg van die Here, hy skryf daar, deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Raad nie soos in ek gee vir jou raad nie, raad soos in die raadsplan van God. Volgens die raadsplan en die voorkennis, met ander woorde, hy het dit vooruit geweet wat gaan gebeur, is hy oorgelewer. In Handelinge 4, vers 27 en 28 is Petrus en Johannes voor die Joodse raad. En dan sê hulle vir die Joodse raad dat Herodes en Pilatus en die heidene en die volke van Israel teen die heilige kind vergader het, hoor mooi, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Onthou u dat die Here Jesus, toe hy vir die disippels gevra het, wie sê julle is ek? Petrus antwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Dan volg die volgende gedeelte. Die Here sê vir Petrus, op hierdie rots sal my kerk gebou word. En dan lees ons in Matteus 16 dat die Here Jesus verder gegaan het en vir hulle verduidelik het wat met die Seun van die mens moet gebeur. Hy het dit aan die hand van die skrif gedoen. En dan sê Petrus vir hom, mag dit nie so wees nie. En op baie plekke sê die Here Jesus vir hom, dit moet. Dit moet. Dis hoe dit beplan is. Dis deel van die plan. Ek kom om te doen wat my Vader gesê het ek moet doen. So dit wat uiteindelik aan die kruis gebeur het, geliefdes, was nie net bloot 'n sameloop van slegte omstandighede, 'n toevallige gebeurtenisse, 'n tragiese oomblik in die geskiedenis nie. Alles is doelbewus en haarfyn in die troonsale van die hemele tussen die drie eenheid beplan. En dit bied reeds vir ons geweldige troos in ons omstandighede as gelowiges. Want niks wat met jou gebeur, hoe klein dit ook al is, of hoe groot dit ook al is, hoe sleg of hoe goed dit ook al is, gebeur sommer net lukraak nie.
of toevallig nie. Dit staan onder God se beheer. Die verloop van die geskiedenis, die dinge wat met my gebeur, vorm alles deel van sy beplanning. Hy is nooit nie in beheer nie. Selfs wanneer dit lyk asof die bose seevuur en die knegt sy lewe gee, verloor hy nie beheer nie. Maar is hy steeds baie stewig in die saal. Geliefdes, God se plan is natuurlik nie 'n abstrakte besluit nie. Dis 'n plan wat baie konkreet is, dis 'n plan wat vorm aanneem in die skuldoffer op die altaar van Golgotha. Dit bring ons by die tweede punt, die offer. Tweede helfte van vers 10 praat offertaal. Dit herinner ons dat God se plan op 'n spesifieke manier sal uitspeel. Die knegt, wat ons nou in hierdie gedeelte gehoor het, wat verhoog is, maar wat terselfdertyd verag word deur die mense. Die een, wie niemand regtig gedink het 'n verlosser kan wees nie. Die een wat verag en wat met lyding en krankheid bekend was. Die een wat ons sondes op hom geneem het en wat terwille van ons oortredinge deurboor sou word. Die een wat stil sy lot aanvaar, omdat hy aan die Vader se wil gehoorsaam was. Hy sou uiteindelik, soos vers 10 sê, sy siel, en siel in die Hebreëus beteken letterlik jou hele wese. Nie net die geestelike aspek nie, jou hele wese, elke aspek van jou bestaan. Hy sou sy siel as 'n skuldoffer aanbied. God het sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur en hom doelbewus krank gemaak. Krank beteken in die sin swak gemaak en hom uiteindelik terwille van ons oortredinge verbrysel. Dis 'n sterk woord. Jy kry die idee van om iets met 'n hamer stikkend te slaan. Aan die kruis op Golgotha sou al God se heilige woede met groter meedoenloosheid op Christus neerreën as wat Israel en Amerika se bomme in Operation Epic Fury op Iran neerval. Probeer maar net vir ons iets van 'n vergelykingspunt gee, broers en susters. En dit moes so gebeur. Want dit was die beplanning gewees. Christus is die offerlam wat God self voorsien het. Genesis 22. Abraham wat vir Isak gaan offer en die Here sê, moenie hom nie slag nie, ek sal self die lam voorsien. So is Christus die een wat God voorsien het, sodat ons nie op die altaar vir ons sondes hoef te sterf nie. Ons het daar gelê, soos wat Isak daar gelê het, vasgemaak, gereed om geslag te word, want dis wat ons verdien, dis wat ons sondes verdien voor die Here, die dood. Maar die Here sê, kom af, ek gaan die plaasvervanger gee. En elkeen wat in hom glo, hoef nooit weer God se oordeel te vrees nie. Maar dit lei ook tot 'n belangrike vraag, geliefdes, en dit is, was die Here Jesus dan 'n slagoffer gewees van die Vader se wil of die Vader se besluite? So asof hy nou nie eintlik 'n sê hierin gehad het nie. Is hy miskien gedwing om iets te doen wat hy nie wou nie? En dis die wonder van die evangelie, maar die skrif antwoord baie duidelik nee. Die Here was betrokke, Christus was betrokke gewees. In die drie-eenheid was hy van die ewigheid af deel van hierdie besluit gewees wat voor die grondlegging van die wêreld geneem is. Op baie plekke in die Nuwe Testament bevestig die Here Jesus self dat hy gewillig sy lewe vir baie as 'n losprys gee, soos Matteus 20 vers 28 sê. In Johannes 10 vers 17 tot 18 verklaar die Here Jesus en hy sê, niemand neem my lewe by my af nie. Niemand vat dit by my in die sin van, jy steel dit by my, ek wou dit nie eintlik gee nie, maar nou is dit nou maar so nie. Ek lê dit uit myself uit af. Wat bid hy as hy in Getsemane kom? Nogtans, nie my wil nie, maar u wil. Hy bid dit as 'n mens, want onthou, as God
was dit sy wil om te sterf. Hy wou sterf, hy sê ek gee my lewe, maar hy was ook terselfdertyd 'n mens wat gestry het en geworstel het met hierdie sorge van hierdie lewe, en dit wat na sy kant toe gekom het hom bevrees gemaak. In Johannes 18 vers 11 vra hy vir Petrus hierdie vraag, hy sê, die beker wat die Vader my gee, sal ek dit dan nie drink nie? Hebreërs 10 vers 9 sê dat die Here Jesus gesê het, ek kom om u wil te doen. En dan verklaar Hebreërs 10 vers 10 dat ons deur hierdie wil geheilig is. En wanneer die Here Jesus uiteindelik aan die kruis uitroep, dit is volbring, dan bevestig hy, dit wat ek gekom het om te doen, is gedoen. Dit wat gelyk het soos 'n plan wat skeef geloop het, was al die tyd die volmaakte verlossingsplan. En vir ons bied dit 'n wonderlike troos, geliefdes, want van ewigheid af het God ons verlossing voor oë gehad. Maak nie saak hoe sondig jy is nie. Dit maak nie saak hoe ver jy van die Here af leef, of hoe ver jy van die Here af voel nie. Maak nie saak of jy voel jy is nooit goed genoeg nie. Die troos is, jy hoef self niks te doen om hierdie toestand te verander nie. Alles is reeds gedoen. God het sy verbond nagekom. Hy het die offerlam voorsien, die een wat sonder gebrek is, die een wat in ons plek gesterf het, sodat die doodsengel uiteindelik by ons kan verbygaan. Vrywillig neem hy ons sondes op ons. Hy dra die straf, hy is die volmaakte offer wat die Vader tevrede stel, sodat elkeen wat in hom glo, met God versoen kan wees. Hierdie plan het vorm aangeneem, maar die plan was altyd gemik op 'n baie spesifieke doel of gevolg. Die derde punt. So die derde deel van vers 10 fokus op, wat is die gevolg van dit alles? Die Here het dit beplan, die beplanning het uitgeloop op die offer. Hoekom? Daar lees ons dat hierdie knegt 'n nakroos sal sien, 'n nakroos beteken 'n nageslag, en dat sy daar verleng sal word, en dat die welbehae van die Here deur sy hand voorspoedig sal wees. Want sien, die plan het nie by 'n verbryselde knegt aan 'n kruis geëindig nie, maar dit het by 'n klip wat voor 'n leë graf weggerol is, geëindig. Selfs nog 'n bietjie verder aan as dit. Want Jesaja maak dit duidelik dat hierdie knegt se dae verleng sal word. Sy dae eindig nie wanneer hy uit hierdie lewe uit afgesny word nie. Sy dae sal verleng word. Hy sal lewe. Sy offer, sy oorwinning sal sorg dat hy 'n nageslag het. Geliefdes, die einddoel van God se verlossingsplan was nog altyd om vir hom 'n volk te versamel, 'n nageslag wat sy kinders sal wees, wat vir ewig om sy troon sal wees. En hierdie offer van die knegt Jesus Christus is die rede waarom God elkeen wat in hom glo van hulle sonde kan vryspreek. Die Here spreek jou nie vry van jou sonde omdat jy beter lewe as iemand anderster, omdat jy meer in die kerk kom as iemand anderster, omdat jy meer Bybel lees of die Bybel al meer kere deurgelees het as iemand anderster, of omdat jy 'n sistematiese teologieboek in jou besit het en miskien Calvynse institusie al deurgelees het nie. Die Here spreek jou net vry wanneer jy in die geloof Jesus Christus se offer bring. Sê Vader, dis wat ek het. En dis al wat jy hoef te hê. Want dis al wat nodig is. Uit die lyding van hierdie knegt word 'n volk gebore, die liggaam van Christus, die kerk wat saam met hom uit die dood uit opstaan. En die Heilige Gees voltooi dan hierdie verlossingsplan wanneer hy ons oortuig dat Jesus Christus vir ons sondes betaal het en wanneer hy geloof in ons harte uitstort sodat ons hierdie offer kan omhels en sê, dis vir my. Dis my offer. Ek kan dit vir die Here gee.
as nageslag van die knegt, help die Gees van die Here ons natuurlik ook om iets van hoe God dan werk in ons lewens te verstaan. Want ons sien iets van sy werking in hierdie hele geskiedenis, hierdie hele verlossingsgeskiedenis met die knegt van die Here. Uit dit uit weet ons God is in beheer. Dit maak nie saak hoe wanhoopig ons situasie lyk nie. Daarom, broers en susters, sê ek dit nie vanmôre net om vir u beter te laat voel nie. As ons glo dat Jesus Christus en wat met hom gebeur het, 'n bewys daarvan is dat God in beheer is, dan moet ons oor die ander dinge in ons lewens wat gebeur, dit ook glo. Ons moet dit deurtrek daarna toe. Wanneer dit lyk asof daar miskien 'n derde wêreldoorlog gaan uitbreek, asof daar swaar ekonomiese omstandighede van ons voorlê, want ons weet nie of ons volgende maand eers petrol in ons karre kan ingooi nie. Rus ek in die wete, maar hy is in beheer. Ek hoef nie te weet hoe nie, ek weet hy is in beheer. Ek hoef nie in sak en as te gaan sit as ek my werk verloor nie, of as my verhouding deur onstuimige waters gaan nie, of as mense my teleurstel, of my kinders en my kleinkinders oor see trek nie. Ons troos as gelowiges is nie dat ons al die antwoorde het nie. Ons troos is dat hy wat al die antwoorde het, in beheer is. Maar in die tweede plek, word ons deur die Gees van Christus ook bemagtig om, soos hy, ander mense soms deur ons lyding tot verlossing te lei. Nou verstaan mooi, dit beteken nie, ons lyding is ook plaasvervangend soos Christus se nie, dit kan nooit wees nie, ons kan nie vir ander mense se sondes betaal soos wat Christus vir ons in betaal het nie. Maar daar is 'n sin in waarin dit vir ons waar is. Dink byvoorbeeld aan sendelinge. Gaan lees bietjie die sendinggeskiedenis, kyk hoeveel van hulle was daar, wat dikwels onder verskriklike moeilike omstandighede baie moes prysgee. Hoeveel van hulle se gesinne is doodgemaak. Hulle het dalk selfs hulle eie lewens gegee, maar het nooit opgehou nie. Want hulle lyding is deur God gebruik om ander tot verlossing te lei. Daarom word daar ook dikwels gesê dat die Here baie keer die geskiedenis die dood en die vervolging van die kerk gebruik om sy koninkryk uit te brei. Wonder baie keer, hoekom laat die Here die kerk so swaar kry? Hoekom moet ons so sukkel? Hoekom word Christene in soveel lande vermoor en doodgemaak? En dan kom ons tot die gevolgtrekking wat Tertullianus gesê het, die kerkvader, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Die Here gebruik hierdie goed. Hy gebruik die lyding van die kerk, want hy sê, julle is nie groter as ek nie, as dit met my gebeur het, moet jy weet, dit gaan ook met jou gebeur. Maar in ons persoonlike lewens ook, dink aan 'n ouer, wat sy kind nie afskryf nie, alles sy kind is sondaar, al weet hy, my kind is nie op die regte plek nie, en op die regte pad nie, maak nie saak hoe ondankbaar daai kind is nie, maak nie saak hoe opstandig daai kind is nie, maar wat hulle met groot liefde en geduld, sonder om hulle sonde goed te praat of reg te praat, maar met groot liefde en geduld, met hulle die pad stap, en bereid is om self verguising te verduur. Hulle is bereid om selfs verneder te word deur daardie kinders. Want uiteindelik is dit vir hulle belangriker dat hulle gered word, as dat hulle kinders hulle met respek hanteer. En daarom bly hulle vir hulle bid, bly hulle met die evangelie bedien. Hierdie waarheid, broers en susters, van vers 10, spoor gelowiges aan om die minste te wees. Om soos Christus sê, die ander wang te draai, die ekstra myl te loop, nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar die kwaad met die goeie te oorwin. En waar ons vanmôre ook broers in die ampte gaan bevestig, hoor hoe werk hierdie ook as motivering vir ons. Dit spoor ons aan tot diakonale opoffering. Om in die ampt te staan, vra 'n bepaalde offer. Dit is soms lydend van aard. Dit is nie altyd maklik nie, dit vat my tyd, dit hou my besig, dit bring my in situasies wat nie altyd vir my lekker is en maklik is nie, dit laat my met mense te doen kry wat nie baie van my hou nie.
Mense wie se omstandighede so verskriklik is, dat ek nie eers weer daar wil gaan draai nie, want ek weet nie hoe gaan ek dit hanteer nie. Wat sê ek vir hulle? Wat gee ek vir hulle? Maar ek gaan weer, en ek gaan weer. Dit spoor ons ook aan tot pastorale bewoondheid, wat ons dring om ook by die moeilike mense, by die sondige mense, betrokke te wees, betrokke te bly. Al maak ek 'n afspraak en hulle wil nie 'n afspraak met my hê nie, gaan ek maar weer. Ek probeer maar weer. Ek bel maar weer. Ek ry maar weer. Ek probeer jou iewerster opspoor, want ek wil hê jy moet by die Here wees. Geliefdes, Dr. Hammond se verhaal, sy familiegeskiedenis herinner ons aan die waarheid van Jesaja 53 vers 10. In sy raadsplan span God soms slegte dinge in om 'n goeie gevolg te bewerk. Daardie gevolg is nie noodwendig dadelik sigbaar nie. Partykeer word dit vir ons na 'n dag of 2 of na 'n jaar of 2 duidelik. Maar partykeer vat dit jare om tot daardie gevolgtrekking te kom, soos Josef eers aan die einde van sy tyd, toe sy broers by hom gekom het, kan terugkyk en sê, moenie bang wees nie, moenie dink ek gaan julle nou doodmaak omdat ek uitgevind het, dis julle nie. Die Here het dit beskik dat ek hier moet wees, sodat ek vir julle kan sorg. En soms word sy plan eers honderde jare later bekend. En uiteindelik leer die woord van die Here ons ook, dat sy plan partykeer eers aan ons bekend sal word, wanneer ons in die hiernamaals van aangesig tot aangesig sal sien. So wat laat jou glo? Laat dit jou glo, of oortuig dit jou om te glo omdat jy die plan ken, omdat jy presies weet wat gaan gebeur, of laat dit jou glo omdat jy die planmaker ken en vertrou. Wat ons seker weet is dat God in beheer is. Jesus Christus se kruisdood is die bewys daarvan dat God sy raadsplan met heerlike gevolg uitvoer. En as jy oorweldig is deur die sorge en die ellende van hierdie lewe, as die chaos rondom jou net te veel raak, kom rus dan in hom wat reeds die uitkoms van die toekoms bepaal het. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, hoe heerlik is dit om hierdie naam op ons lippe te neem en U vanmôre Vader te kan noem, want ons weet, soos 'n kindjie baie keer na sy vader toe kom en net weet daar is 'n plan. Papa sal help. Papa sal weet. So kan ons ook na ons hemelse Vader toe kom en weet, U weet, U is in beheer. U regeer. U is koning. Here, ons het so nodig in hierdie tyd waarin ons leef, en dalk het ons in ons persoonlike lewens soveel dinge wat met ons gebeur, dat ons juis nodig het om hiervan oortuig te wees, dat ons U dank vanmôre, ons prys U naam, Here, ons hef ons hande op tot U in afhanklikheid. En ons sê, Here, ontvang ons, soos 'n kindjie wat opgetel word, hou ons in U arms, druk ons teen U vas, troos ons, met hierdie vaste wete, die vaste vertroue, dat niks buite U beheer is nie. Sodat ons selfs in die donkerste oomblikke vrede kan hê. Want dit is rykdom. Vader, U ken elkeen se omstandighede. U weet waar ons dalk elkeen op ons eie manier op 'n moeilike plek in ons lewens is, waar ons vrae het en nie verstaan nie. Bring ons na U toe. Hou ons vas. O Gees van God, herinner ons aan alles wat U ons geleer het, sodat ons seker kan wees.
Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is in ons gemeente. Ons bid in die besonder vir hulle, Here, wat in die hospitaal is, dan die Karel. Ons dink aan Dominee Johan, ons dink aan klein Amorey. Here, hulle is nie gesond nie. Ons bid in die besonder vir hulle, maar ons bid ook vir hulle wat al lank met hulle gesondheid en met hulle ouderdom sukkel. Ons dra hulle ook aan U op. Ons bid ook vir die broeders wat vanmôre bevestig word as ouderlinge en diakens. Here, help hulle om deur lyding heen ook ander tot verlossing te bring. Maar waar ons nog ouderlinge kort, bid ons ook, Here, dat U sal roep, dat U in ons broeders se harte sal werk om hierdie roeping vas te maak, dat ons onsself ook sal ondersoek, dat ons onsself eerlik sal afvra na ons motiewe en na U roepstem, sodat ons uiteindelik ook bereid sal wees om ons kruis op te neem en U te volg. Vader, ons bid ook dan vanmôre in die besonder vir Paul en vir Tony Ferreira, ons sendelingpaar daar in Pakistan. Here, hulle verstaan dalk meer as enige een van ons wat dit beteken om deur lyding heen in U diens te staan. Wil U vir hulle krag gee, Here, wil U hulle aanraak deur die Gees, al is ons ver van mekaar, sodat hulle deur ons bemoedig kan word. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking. Ons maak oop by Gesang 192. Ons gaan al die eerste 3 verse van Gesang 192 saam sing. Vers 2 sê, Jesus, al U angs en smeking, eensaam in Getsemane, dit was liefdevol bereken om ons ware rus te gee. Kom ons sing vers 1 tot 3 van Gesang 192, dan kan U weer die sitplekke inneem. Jesus, make
Geliefdes, ek wil vra dat die broeders wat in die amp bevestig word, vanoggend hier voor die kansel sal kom staan. Gemeente van ons Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, profeet, priester en koning. En die Here Jesus het hierdie 3 ampte in homself verenig, en omdat ons in die geloof aan hom verbind is daardie 3 ampte ook deur die werk van die Heilige Gees in elke gelowige teenwoordig. Uit die Nuwe Testament is dit ook duidelik dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat dan veral op een van hierdie 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, ander woorde verkondig die woord, die diaken priesterlik, ander woorde dienend, en die ouderling koninklik, om te regeer oor die leer en die lewe en toesig te hou oor die gemeente. En die Here se doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Baie duidelike doel wat die Here vir ons stel. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, 'n begeerte om vir die Here te werk, 'n bekwaam om te onderrig, maar wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word. Dit moet iemand wees wat die Heilige Skrif voortdurend ernstig ondersoek. Verder moet 'n amptdraer ook onberispelik wees. Hy moet die man van een vrou wees. Hy moet nugter wees, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. En geliefde broeders, na ernstige gebed tot God is u tot hierdie ampt te verkies. En omdat daar geen wettige beswaar ingekom het nie, word u dan nou bevestig. Broers ouderlinge, u dra as opsieners en as rentmeesters van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend, ons sou ook kon sê offerend, uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en hulle in die geloof versterk. En u moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle geleer en gelei word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat hulle tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak ook oor die erediens, sorg vir die onderhouding van die erediens, werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk, 'n sendingopdrag. Hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Van die instelling van die diakenamp wat voortvloei uit die barmhartigheid van God waarmee hy die skepping onderhou, lees ons ook in Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig en die gawes wat ingesamel is uitgedeel volgens behoefte. Maar toe daar sommige van die weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat spesifiek die bediening van die armes moes behartig. Van die tyd af is die diakenamp die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en die goedere wat gegee word versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en sover moontlik bestry, ook voorkomend optree. Hulle amp behels ook die uitdeling wat met onderskeiding en versigtigheid moet gebeur. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word.
Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is dit ook die taak van die diaken om by die viering van die nagmaal en die erediens te verrig. Geliefde broeders, u moet nou opreg op die volgende vraag antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Eerstens, is u daarvan oortuig dat God self, deur sy gemeente, u tot hierdie besondere amp geroep het. Tweedens, aanvaar u die Ou en die Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid, en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Derdens, beloof u om u amp, soos wat dit nou voorgehou is aan u, getrou te vervul as ouderlinge in die kerkregering saam met die bedienaars van die woord en as diakens in die diens van barmhartigheid. En laastens, beloof u om tot eer van God te lewe en om u self ook aan die kerklike regering, opsig en tug te onderwerp. Wat is julle hoorbare antwoord aan God drie-enig? Clive? Ja. Retief? Ja. André? Ja. Geliefde broeders, wees getrou in die dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees voorgangers vir die hele gemeente en wees gewillig en blymoedig. Dit is 2 belangrike woorde. Gewillig en blymoedig in die nakoming van julle roeping. En gemeente, kom ons ontvang ook hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Kom ons bid vir hulle, kom ons werk saam met hulle, kom ons stel onsself ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van die Here. Ons gaan nou vir hulle bid. Ons gaan die seën van die Here oor hulle afbid deur die sing van Psalm 134, die 4de vers. Ek gaan vra dat hulle na die gemeente omdraai, dan sing ons dit vir hulle staande. Daarna kan u net so bly staan, julle kan dan weer terugdraai na my toe, dan gaan ek die seën uitspreek en daarna sal ons hulle gelukwens. So ons gaan die erediens afsluit met die seën aan die einde en dan kan u weer u sitplekke inneem en ons gaan hulle net vandag gelukwens. Kom ons sing dan nou Psalm 134, die 4de vers. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.